I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Daar wie staan vanoggend. Kom ons maak dit toe ons oë en dan bid ons saam. Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie Heilige Gees vir aanraking in elkeen van ons vanoggend. Dankie Here dat U elke gedagte, elke leuen kom vervang met U waarheid vanoggend. U waarheid wat sê ek het nog nie van jou vergeet nie. Ek is nog steeds in jou storie. Ek het jou nog steeds so lief soos aan die begin. En Here, vanoggend verklaar ons daai waarhede. Here, ons verklaar dit, ons glo dit en ons hou vas aan U. Here, ons gee ons alles vir U. Here, soos daai lied sê, we surrender all. Ons gee oor, Here. Dankie vir vanoggend. Dankie vir 'n tyd in aanbidding. En ons wil vra, Heilige Gees, gebruik hierdie tyd vanoggend, Here, om genesing te bring. Gebruik hierdie tyd vanoggend om liggaam, siel en gees te herstel. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vanoggend vir elke aanraking. Dankie vir elke stuk genesing. Dankie dat ons vanoggend kan terugkom by U voete en kan sê, maar Here, hier is ek. En ons wil ook vanoggend kans gee en ons doen dit elke week. Ons gaan jou nie uitroep nie, ons gaan jou nie blootstel nie. Maar terwyl almal se oë toe is, as jy vanoggend voel, ek het nodig om my saak met die Here reg te maak. En dalk het jy net bietjie weggedryf, dalk was dit 'n moeilike week. Dalk is jy in 'n plek waar jy sê, maar ek sien nie regtig die Here raak nie. As jy vanoggend voel, ek het net nodig om my saak met die Here reg te maak. Soos ek sê, ons gaan nie vra dat almal hulle oë oopmaak nie, ons gaan jou nie ontbloot nie, ons gaan nie enigiets snaaks doen nie. Wil ek vra, steek dit op jou hand en laat hom weer sak. Dankie julle. So Vader, vanoggend, Here, kom ons as kinders na 'n pa toe, na 'n Vader toe. En ons wil vra, Heilige Gees, Jesus, Vader, aanvaar ons weer vanoggend terug in U arms, Here. Ons kom terug huis toe, ons kom terug na U voete toe, ons kom terug na U arms toe. En vanoggend sê ons, Here, ons verklaar met ons lippe, U is weer die koning van ons lewe. U is weer die koning van ons harte. En ons kom terug huis toe, Jesus. Ons kom terug huis toe. Dankie dat U ons vanoggend aanvaar. Dankie, Here, dat ons saak met U reg is, Here. Dankie vir U liefde, U genade. Ons eer U, Jesus. En ons is so lief. Ons is so lief. Dankie dat U vanoggend hier is. Dankie vir 'n tyd in aanbidding, dankie vir tyd in U woord. Dankie dat ons in hierdie koue, in die middel van die vakansie by mekaar kan wees as geestelike familie. En ons is so lief, ons is so lief. En almal sê saam, amen. Amen, jy is welkom om jou sitplek in te neem. Man, prys die Here. Prys die Here.
Dankie lofgroep vir julle ook. Ek wil net sê, vanoggend was weer een van daai oggende, toe ek hoor die alarms gaan af van die kerk, of hulle word afgesit, toe is dit al reeds -1, daai tyd van die oggend, het al daarom bietjie gestyg van -2 af, maar dit was -1 grade, en hulle was op hulle pos, hulle is elke week hier, so dankie vir julle tyd, dankie vir julle opoffering. Maar ek weet ook, as 'n mens lief is vir 'n ding, is dit nie 'n opoffering nie, jy doen dit mos, want dit is lekker. Jy doen dit, want dit is lekker, en dit is soos vanoggend se geestelike familie ook, vanoggend se kerk by mekaar kom, dit is vir ons lekker om hier te wees, dit is vir ons gesellig om hier te wees, en dankie dat jy deel is van hierdie geestelike familie, dankie dat jy deelneem, dat jy hier is. Ek is opgewonde oor vanoggend se boodskap, en dit is een van daai wat vir my baie na in die hart is. Ek het 'n ruk terug hieroor gedink, maar ons sien oor die laaste ruk, sien ons 'n klomp aanvalle op identiteit. Ons sien 'n klomp aanvalle op ons as manne, ons sien 'n klomp aanvalle op ons vroue, ons sien 'n klomp aanvalle op ons gesinne, deesdae selfs op ons kinders. Daar's hierdie wêreldwye aanslag op identiteit. En dis waar hierdie beginsel van vanoggend, die Gideon beginsel, so belangrik is, en hoekom ek so opgewonde is daaroor vanoggend. Ek kyk so ruk terug, kyk ek na ek dink is die Wêreldraad vir Gesondheid of iets in daai lyn, bring hierdie statistieke uit, en hulle sê, maar op hierdie stadium, kan jy ten minste een van oor die 800 geslagte wees. So jy kan kies wat se geslag jy wil wees. En ek wil net vir jou sê, min of meer net 2 van al 800 maak sin, is net manlik of vroulik. Maar van die goed wat hulle onder andere sê, en wat hulle begin leer vir ons kinders deur sosiale media en deur al die goed, van die goed wat hulle sê is, jy kan byvoorbeeld identifiseer as water. Wat beteken jy is vloeibaar? Ons het iemand geken wat identifiseer het as 'n kat. So dan sit sy letterlik in die kerk en sy lekker hande. En dan kom groet sy jou na die tyd. Here help. Ek weet nie wat in daai mond was vir die tyd nie. In elk geval, ons het ook iemand al gesien wat identifiseer as broccoli. Letterlik, broccoli. Nou vra die ou vir hom in hierdie onderhoud, hy vra maar wat doen jy vir werk? En hy sê, ek groei. So kyk. En hy vra toe vir hom, maar as jy klaar gegroei het, kan ek jou kook. En nou dink jy ou 'n bietjie, nie maar ek's 'n mens nie, maar jy's 'n broccoli. Verstaan? Ons het moeilikheid, dis chaos, en net soos daar klomp ander goed, daar's ouens wat identifiseer met sand, en met dit, en met daai goed, en allerhande nonsens, maar ons het die aanslag op identiteit, en dit gaan nie makliker raak nie, en baie van daai goed word juist oorgedra aan ons kinders. Waar gaan identiteit? Identiteit gaan oor wie jy is en oor aan wie jy behoort. So dis nie net wie jy is nie, dis ook aan wie jy behoort. En een van die grootste wapens wat die vyand deesdae gebruik, is hy saai onsekerheid en twyfel in jou identiteit, met ander woorde in wie jy is, en jy saai onsekerheid en twyfel aan wie jy behoort. En ek dink so baie keer val ons vir hierdie goed van daai onsekerheid en twyfel word die heeltyd gesaai. Ons sien dit in die media, ons sien dit in baie skole, en ek wil net sê, baie van ons onderwysers, ek het al gesien hoe werk hulle, dis vir my ongelooflik. Baie van ons onderwysers gaan net so vinnig oor daai bladsye. En dankie vir julle harte vir dit. Prys die Here dat ons onderwysers het en onderwyseresse het wat hierdie hart vir God dra en dit selfs in 'n kurrikulum uitbring. Maar daar's baie druk om hierdie goed uit te bring na ons kinders toe. Daar's baie druk om dit in ons samelewing in te bring. Maar die vyand is goed hiermee. Hy saai die hele tyd onsekerheid en twyfel. So ons kry byvoorbeeld in Genesis, kry ons hierdie gedeelte waar die slang, die vyand, die duiwel, na Eva toe kom, en dan begin hy onsekerheid en twyfel saai. So ons lees saam, Genesis 3 vers 1. Dit sê, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie. So hy vra, het God werklik gesê? Met ander woorde, ek wil nie hê jy moet ophou glo in God nie, ek wil net hê jy moet ophou om God te glo. En ons 'n baie fyn verskil.
Maar die oomblik, as jy ophou om God te glo, beteken dit daai aanslag op jou identiteit, daai aanslag op jou verhouding met God, is besig om te seevier. Twyfel en onsekerheid is klein saadjies wat baie groot skade kan maak. So hy saai dit by Eva. Het God dit regtig gesê? Hou net op om God te glo. En die volgende oomblik rebelleer sy en Adam teen God. En is daar hierdie skade in hulle verhouding. Sien, die vraag is hierdie: hoe oorleef ek hierdie aanslag op identiteit? Hoe help ek my kinders om dit te navigeer? Wat vir my so mooi is, ons is verlede week by 'n plek en ons kom agter ons oudste, gaan nou nie sy naam sê nie, want hy is hier binne vandag. En dan gaan hy na die tyd vir my vra, "Pappa, het ek dit regtig gesê?" Maar ons oudste is baie oplettend. So hy kan raak sien as daar vreemde goed in die omgewing is of vreemde mense. En hy sal baie vinnig vra, maar pappa, hoekom tree daai oom so snaaks op? Jy weet, en baie keer is daar 'n eenvoudige rede, baie keer is dit maar net 'n pappa wat bietjie silly is met sy kinders en so aan, maar ander kere is daar 'n werklike identiteitskrisis. So nou stap ons, en ons het hierdie ding, ons gaan swem altyd in die aand, is mos die lekkerste, daai pappa en kind tyd of mamma en kind tyd, in die aand is almal slaap, of hulle dink almal slaap, maar dis 8 uur, en ons kom by hierdie swembad, en die volgende oomblik is daar 2 kinders, jong kinders man, 13, 14, wat besig is om selfies te neem, in die swembad, daai tyd van die aand, in elk geval, en terwyl hulle so neem, nou kyk hy so en hy sê, "Papa, wat doen hulle?" Ek sê, "Ek weet ook nie." En hy sê, "Hulle is vreemd." Dis mooi man. Sien jy, hoe help ek daai kind om hierdie te navigeer? Hoe help ek hulle om deur hierdie te gaan? En hier is die antwoord. Ek het nodig om myself konstant te herinner aan wie my God is, en konstant te herinner aan wie ek is in hom. Daar's 'n krag agter hierdie konstante herinnering in my siel, maar hierdie is my God. Hierdie is die waarhede wat ek oor hom lees. Hierdie is die waarhede wat ek oor hom ken. En saam met dit, hierdie konstante herinnering aan wie ek is in hom. Ons sê vir onsself baie keer te min, maar my God het alreeds gesterf vir hierdie oomblik. My God het alreeds hierdie oomblik oorwin. Hy het alreeds die einde voor die begin bewerk. Ons herinner onsself te min, net so ek is meer as oorwinnaar. Ek is tot alles in staat. Ek is gesetel saam met Christus in hemelse plekke. Daar's 'n krag in hierdie herinnering aan die waarhede van die woord wat my help om hierdie aanslag teen te staan. Sien die woord sê hierdie waarhede moet in ons harte ingegrafeer wees. So ons lees Jeremia 31 vers 33. Dit sê, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hy sê, ek sal die woord in hulle harte skryf. Die woord skryf beteken ingrafeer. Ingrafeer. So met ander woorde, die Here daag my uit. Hy sê, maar as jy hierdie aanslag van die vyand wil teenstaan, as jy hierdie wil oorleef en wil floreer, maak seker hierdie woord is in jou hart ingegrafeer. Deesdae is daar ons hierdie lasergraverings. En die oomblik as hy gegrafeer is, kan hy nie weer uitgehaal word nie. So daar is sekere waarhede waaraan ek en jy moet vashou, wat gaan veroorsaak dat ek teen al die goed kan staan. En dan sê hy verder in daai vers, hy sê, en hierdie is wat ingegrafeer moet word, ek sal hulle God wees. Met ander woorde, onthou wie jou God is. Hy is Yahweh. Hy is die een wat vir jou oorwinning gee. Hy is die een wat vergewe, hy is die een wat genees, hy is die een wat bevry. En dan saam met dit, en hulle sal my volk wees. Met ander woorde, onthou wie jy is. Onthou aan wie jy behoort.
En elke waarheid in die woord wys na een van hierdie twee elemente, of oor God of oor jou. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar die Bybel praat oor God, maar het praat ook oor jou. So dit leer jou iets van God, sy karakter, sy liefde, genade, sy wraak, sy wederkoms, maar dit leer jou ook iets oor jou. Dit leer jou oor jou status in die koninkryk. Dit leer jou oor jou geestelike autoriteit in jou huis. Dit leer jou oor die salwing van die Gees op jou lewe en soveel meer. Daar's hierdie rykdom en waarhede in die woord wat my vrymaak. En elke keer as daai aanslag kom, wat sê ek wil hê jy moet onseker raak oor God. Ek wil hê jy moet onseker raak oor wie jy is. Dan gryp ek terug na hierdie waarhede en ek sê, maar Here, ek gaan hierdie vasdruk en ek gaan nie laat gaan nie. Ek gaan nie laat gaan nie, want hierin lê vir my vryheid. Hierin lê vir my daai sleutel om die aanslag om te keer in oorwinning. So die Gideon beginsel sê, ek herinner myself aan wie my God is, in die middel van die grootste aanslag. En saam met dit, ek herinner myself aan wie ek is in hom. Wat ons baie keer nie besef nie, is identiteit word altyd bepaal deur die verhouding waarin jy staan. So ons kinders is kinders van ons. In die disipelse tyd het hulle na die disipels verwys, nie net as 'n Simon of 'n Petrus of 'n Johannes nie, dit was altyd Simon, seun van. Identiteit gaan altyd oor die verhouding waarin jy staan. En vir ons as gelowiges is dit of ek is 'n slaaf van sonde, of ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. En wat onsekerheid en twyfel probeer doen, is dit probeer daai van God afbreek van jou af. Dit probeer dit wegvat, sodat jy begin twyfel en wegstap van God af. Hier wat vir my so mooi is. Daar's sekere goed wat ons doen as kinders van God en sekere goed wat ons nie doen nie. Daar's sekere goed wat goddelike mans doen en sekere goed wat goddelike mans nie doen nie. Daar's sekere goed wat goddelike vroue doen en wat goddelike vroue nie doen nie. En die oomblik as ek my ja vir Jesus gee, is daar hierdie uitroep in die geestelike realm wat sê ek is nou 'n kind van God. Elke ding in die geestelike realm, elke geestelike wese weet, ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie, ek is 'n kind van God. En dit word al die pad van die hel af tot in die hemel verklaar. Lukas 15 vers 10 sê hierdie, dit sê ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So die oomblik as ek my ja vir Jesus gee, die oomblik as ek sê, maar ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie, maar ek is nou 'n kind van God, en ek kom huis toe, is daar hierdie gejuig in die hemel. Daar's hierdie gejuig in die hemel, en ek sien in my geestesoog, sien ek amper hoe die engele by mekaar kom, en hoe hulle begin sing, maar heilig, heilig, heilig. Here, daar's nog een wat huis toe kom. Here, daar's nog een wat deur die poorte gaan stap. En die oomblik as ek tot bekering kom, of my hart vir die Here gee, as ek sê ek behoort nou aan God, kan hierdie gejuig gehoor word. Maar Here, daar's nog een. Here, daar's nog een. Here, daar's nog een. En dis hoekom die vyand so hard probeer om ons 'n slaaf van sonde te probeer hou. Dis hoekom hy so hard probeer om twyfel en onsekerheid in ons lewe te hou. Hoekom hy dit aanhou saai in ons hart en ons siel en ons gees. Want die oomblik as my identiteit aangeval word, en ek kan nie meer met sekerheid sê, ek is werklik 'n kind van God nie. Wat begin gebeur? Die hemel word stil. En as die hemel stil raak, want daar's nie meer een wat huis toe kom nie. Daar's nie meer een wat tot bekering kom nie. Is hy besig om te wen. Dis hoekom die vyand nie wil hê jy moet weet wie jy is nie. Dis hoekom hy so hard probeer om ons kinders te mekaar te maak oor hulle identiteit. Want as jy net geweet het wie God is, as jy net geweet het
wie hy jou gemaak het om te wees. As jy net geweet het wat sy unieke goedheid deur jou wil doen, deur jou gawes, jou talente, jou salwing. En onthou, gawes, talente, salwing en roeping gaan nie net oor kerkbediening nie. Party van ons het 'n gawe ontvang om te boer, en is ongelooflik. Party van ons het 'n gawe ontvang om te administreer. Party van ons het 'n gawe ontvang om boekhouding te doen, of by 'n skool te wees. Daar's verskillende gawes en roeping, maar as jy net geweet het, verander alles. En dis hoekom identiteit so belangrik is in die koninkryk. Maar dit gaan altyd oor die verhouding waarin jy staan. Ek is 'n kind van God. En ongeag wat die wêreld vir my sê, ek gaan nie laat gaan nie. Dis die fondasie waarop ek my huis gaan bou. Hier is die ding. Die duiwel is nie bang vir jou nie. Hy is nie bang vir my nie. Maar hy sidder voor die naam van die een aan wie ek behoort. En dis 'n ding waaraan ek vashou. Dis 'n ding wat vir my moed gee. Dis 'n belofte wat hy vir ons gee. Ek dink so baie keer is ons in hierdie plek van geestelike oorlogvoering. Ek weet nie wie van julle al ooit vir jou gesin geveg het in die gees nie. Gebeur dalk baie meer as wat ons dink. Maar baie keer dink ons, maar ek het nodig om hierdie groot gebede uit te bring. Ek het nodig om hierdie mooi woorde te bring. Ek veg vir my gesin, ek veg vir my vrou, vir my man. Maar ek besef baie keer nie al wat ek nodig het om te doen in die eerste plek in geestelike oorlogvoering, vir my gesin of my besigheid of my dorp of my skool, is ek herinner myself aan wie my God is. En ek herinner myself aan wie ek is in hom. En net so as ek dit doen, herinner ek die vyand aan wie ek behoort. En hy sidder voor sy naam. Ek sal nooit vergeet nie, in Julie 2023, sal eendag die storie vertel. Was vir ons as gesin 'n baie moeilike tyd, besondere moeilike tyd. En nog gebeur 'n klomp goed. En op 'n stadium besef ons, maar ons het nodig om na ons families toe te gaan en vir hulle te sê wat aan die gang is. En hier is wat vir my so mooi was. Met elke een wat ons gepraat het, of in persoon, of oor die foon, was daar hierdie onmiddellike waarheid van ons sal julle hande sterk hou. Ons is hier saam met julle. Inteendeel, ons ouers het gery vir ons, om seker te maak, ons is oké, en ons het geweet, ons pa is op pad, hy gaan al wees. Dis 'n waarheid waaraan ons kon vashou. En dis dieselfde vir ons as kinders van God. As ek 'n kind van God is daar hierdie waarheid waaraan ek kan vashou, ongeag waardeur ek gaan. Ek is 'n kind van die Vader in die hemel. En ek weet, my Vader gaan opdaag. Partykeer het ek nodig om myself te herinner aan wie ek behoort. Ek het nodig om my siel te herinner, hierdie is wie my God is. En ek is 'n kind, ek is 'n seun of 'n dogter in sy huis. Iemand het nodig om hierdie te hoor vanoggend. Baie keer gaan ons deur goed. En ons onmiddellike reaksie, en ek doen dit ook. Ons onmiddellike reaksie is amper asof God nie geweet het nie. Ons gaan in angs in, ons gaan in vrees in. En dis normaal. Dis normaal. Maar baie keer reageer ons asof God verbaas is oor wat gebeur, of asof God onkant betrap is. Maar God weet. Hy is nie verbaas nie. Hy is nie onkant gevang nie. Want jy is sy kind. En as sy kind weet hy veroorsaak het nie, maar hy het al reeds hiervoor ook gesterf. Hy het al reeds die oorwinning hiervoor ook gebring. Dit laat dink my so aan Gideon. Gideon en sy weermag. Kom ons lees gou saam, Rigter 7 vers 1. Jerubbaal, dis Gideon, Jerubbaal was sy oorspronklike Hebreëse naam. En al sy manne het vroegmôre klaargemaak en kamp opgeslaan by En-Garot. Die kamp van Midian was noord van Gideon se in die vlakte van Waarsers hoogte. Die Here het vir Gideon gesê,
Ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Jy moet vir die manskappe sê, die wat bewe en bang is, moet omdraai en van Gilead berg af pad gee. Al die manskappe moet dit kan hoor. 22,000 man het toe van die leer af pad gegee en 10,000 het oorgebly. So hier's duisende Midianiete. Volgens oorlewering was daar so 100,000 Midianiete. En dan sê die Here vir Gideon, maar Gideon, julle is te veel. Dit gaan te maklik wees, maar Here, ons is net 30,000, ons is net 20,000. Dan verminder hy dit na 10,000 en verminder 10,000 na 300. 300 man teen 100,000. Partykeer is die min wat die Here vir jou in jou hand gee, genoeg vir hom om mee te werk. Genoeg vir hom om oorwinning te bring. Genoeg vir hom om daai deure oop te skop. So hy sê, julle is te veel. Vat 300. En as julle 300 het, is julle genoeg. Want dit beteken, julle gaan nie spog en sê, dit was julle oorwinning nie. En dan lees ons verder. Gideon is bang. En ons lees Rigters 7 vers 10. Ek wil net sê, hierdie is in die direk Hebreëse vertaling. Hy is ook op die Bible app en so aan. En het sê, as jy bang is, Gideon gaan af na die vyand se kamp toe en gaan hoor wat hulle sê oor jou. En dan gaan Gideon en sy slaaf af na die Midianiete se kamp toe. Hulle staan daar in die vyand se kamp en dan hoor hulle hoe praat die vyand oor Gideon. En die een sê vir die ander ene, ek het 'n droom gehad. Hy sê die swaard van Gideon, die seun van Joas, gaan ons oorwin. God het ons die Midianiete in sy hande oorgegee. Partykeer vergeet ons wie ons is en aan wie ons behoort, maar die vyand vergeet nooit nie. Die vyand vergeet nooit nie. As jy wil onthou wie jy is, as jy wil onthou aan wie jy behoort, is baie keer die eenvoudigste pad om te gaan kyk na jou grootste stryd. En jou grootste stryd, jou grootste oorlog, is baie keer jou grootste roeping. Jou grootste oorlog openbaar vir jou baie keer wie jy is in Christus of wie jy gemaak is om te wees. Gewoonlik is die waarheid oor wie jy is, juist die teenoorgestelde van dit waardeur jy nou gaan. So Gideon gaan luister by die vyand. Maar hy luister nie soos ons luister met vrees en angs nie. Hy hoor wat die Here vir hom deur die vyand wil sê. Ons sien baie keer hierdie siekte se verslag. Ons hoor baie keer daai stemme van retrenchment en ons sien baie keer daai deure wat toegaan en ons hoor die leuns, ons hoor die vrees, ons reageer daarop. Maar wat doen Gideon? Hy gaan luister na God se waarheid, die waarheid van God, wat hy vir hom wil gee in hierdie stryd. Baie keer gaan die vyand vir ons 'n sekere prentjie skets en sê, hierdie is wat aangaan. Hierdie is wie jy is, jy gaan dit nie maak nie. Maar die teenoorgestelde van jou stryd is baie keer God se waarheid. So baie mense wat val in siekte, het soms hierdie gawe vir genesing. Baie mense wat sukkel om werk te kry, het baie keer 'n gawe vir besigheid. Baie mense wat verwerp was as kinders, word baie keer groot in hierdie plek waar hulle kinders kan aanneem en liefde kan bewys aan hulle wat nooit liefde gehad het nie. Sien, waar die vyand ons baie keer die meeste aanval, is juis waar ons grootste roeping lê. Ons luister net verkeerd. Ons hoor nie God se waarheid tussen al die leuns nie. Een van die moeilikste goed vir ons is om te onderskei wat is leuen en wat is waarheid. Ek sal nooit vergeet nie, as hoërskoolkind, was my die lekkerste om te dink, eendag gaan ek uit die skool uitstap en ek gaan my eie geld verdien. Een van die groot probleme met dit is, geld kom met belasting en medies. En skielik moet jy self jou brood koop. So as jy op skool is, geniet dit. Dit verander drasties.
Maar ek het altyd gedink, ek gaan hierdie verskriklike groot geld maak, het aansoek gedoen vir 'n klomp goed, en baie opgewonde gewees oor dit wat kom. En op 'n stadium het ek hierdie stryd met die Here. So vir 'n klein rukkie op hoërskool, is ek nie in die kerk nie. So ek het soveel genade met 'n hoërskoolkind wat sê, maar ek wil nie kerk toe gaan nie, want ek was ook daar. Ek was ook daar. En so 2 weke voor ek moet begin studeer, daai tyd by Tikkies, in heeltemal 'n ander rigting, kry ek die droom een aand. En die droom ruk my so, dat ek daai volgende oggend opstaan, en ek stap na my pa se studeerkamer toe. En ek huil. My eerste gedagte was regtig, ek gaan nie meer geld maak nie. Maar ek het geweet ek moet in die bediening ingaan. Ek sê vir my pa, dis wat ek moet doen. En my grootste stryd word my grootste roeping. En ek is nie 'n oomblik spyt nie. Bediening is vir een van die lekkerste goed. Ek kan my vrou vra, as ek dit 24/7 kan doen, sal ek dit doen. Selfs op verlof. Dis my ongelooflike voorreg. Maar ek moes die leuen identifiseer wat sê, jy is nie gemaak vir hierdie nie. En die waarheid daar agter vind. En baie keer is daar hierdie leuns wat sê, maar die weermag voor jou is te groot. Daar's hierdie leuns wat sê, dat hierdie ding nie vir jou is nie, daai deur gaan nie vir jou oopgaan nie. Of weet jy, jou kinders gaan nie weer terugkom nie. Hulle sit vas aan die ander kant. Maar die waarheid is, God het 'n plan. Die waarheid is, hy's nog nie klaar nie. Die waarheid is, ek het nodig om myself te herinner aan wie my God is. En hy gaan nie laat gaan nie. Eers het ons nodig om te kan sê, hierdie is wie my God my gemaak het om te wees. Hierdie is my gawes, hierdie is my roeping. Dis waarvoor hy my geskep het. En ons sien dit baie keer, deur eenvoudig te kyk na ons grootste stryd. So Gideon hoor hierdie, en ek sien sy opgewondenheid. Ek sien dit in my verbeelding, hoe opgewonde raak hy, ons gaan die Midianiete verslaan, dan gaan kry hy hierdie weermag by mekaar, en hulle gaan staan die nag, en ons lees hierdie, Rigter 7 vers 20, al 3 afdelings, dis van sy weermag, het dit gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerhand gehou, en die ramshorings met die regterhand om het te blaas. Toe roep hulle die swaard van die Here en Gideon. Hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos, en toe die 300 man die ramshorings blaas, en die hele kamp op die vlug geslaan, hulle het geskreeu en gehardloop. So hoe het hulle oorwin? Hoe het Gideon hierdie weermag verslaan? Hulle het eenvoudig uitgeroep deur die swaard van die Here en Gideon. Hy het net eenvoudig verklaar, hierdie is wie my God is, en hierdie is wie ek is. Baie van ons het al vergeet, ek is 'n kind van God, en dit verander my storie. Dit verander waarheen ek op pad is. Dit verander hoe hierdie volgende week gaan lyk. Hulle het uitgeroep en verklaar, en die vyand het al reeds sy naam geken, hulle het al reeds geweet aan wat se Here hy behoort, en toe vlug hulle. En ek wil hê jy moet vandag weet, as jou identiteit in Christus vas is, as jy kan sê, maar ek is 'n wedergebore, woordgedrewe, geesvervulde kind van God, is dit genoeg. Ek het nie meer nodig nie. Ons veg nie in die eerste plek deur lang en mooi gebede nie. Ek herinner myself eenvoudig, hierdie is wie my God is, en hierdie is wie ek is in hom. En as jy sukkel om jou te herinner, of jy sukkel om in die woord uit te kom, gaan luister na die vyand.
Hy sal jou sê, gaan kyk na jou stryd, en daarin gaan jy dit ontdek. Wat vir my so mooi is, Jakobus 2:19 sê hierdie, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg, sê Jakobus. Die bose glo dit ook, en hulle sidder van angs. Die vyand ken jou naam. En my vraag is vanoggend, weet hy aan wie jy behoort? En as hy dit weet, sidder hy alreeds van angs. Ons groot is God, ons God is groot. Ons God is magtig. Ons God is heilig. En ek wil jou volgende aanmoedig, as dinge moeilik raak, of die dae lank raak, dit is een van twee keuses, of van die een kant, kan ons probleme groter maak as ons God, of van die ander kant, kan ons eenvoudig net sê, kom ek onthou wie my God is, want hy is nog steeds God, hy is nog steeds op die troon, hy het al reeds vir hierdie oomblik gesterf, en ek is sy kind, en dit beteken, my Vader gaan opdaag. Daar is sekere goed wat ons, sekere voordele wat ons as kinders van God het. Ontdek dit, soek dit, leef dit uit, en herinner jouself aan wie jou God is, en aan wie jy is. En dit is die Gideon beginsel. Dit is hoe ek oorwinning kry. So ek wil vanoggend vir jou vra, onthou jy nog wie jou God is? En saam met dit onthou jy nog wie hy jou gemaak het om te wees? Herinner jouself aan jou gawes, jou talente, die salwing, die autoriteit wat jy dra. Herinner jou siel. En mag dit vir jou oorwinning gee, in hierdie oomblik, in volgende week, in dit wat voorlê. Ek wil graag saam met jou bid vanoggend, so kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Kan ek vra, kom ons maak ons oë toe. Ek weet ons 'n klomp van ons op hierdie stadium met wie dit regtig goed gaan. En selfs in die goeie wil ek vir jou vra, onthou jou God. Onthou wie hy is. En ander van ons is op hierdie stadium in 'n groot tronk, in ons harte, in ons gees, in ons gedagtes. En nou wil ek jou ook bemoedig, onthou wie jou God is. En onthou wie jy is in hom. Jy is meer as oorwinnaar. Jy het al reeds hierdie stryd oorwin. Ek weet ons 'n klomp vrese wat voorlê. En ons wil graag daarin bid. So Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Vanoggend kom vra ons, Here, vir elkeen wat voor 'n Gideons weermag staan, hoe groot of hoe klein daai weermag ook al is. Vir ons vra, Here, kom herinner ons siel vanoggend aan wie U is. U is 'n goeie God. U is 'n God van liefde. U is 'n God van oorwinning. En vanoggend wil ons vra, Heilige Gees, kom openbaar vir ons, kom wys vir ons, Here, of dit in ons drome is, of dit deur die woord is, of dit deur iemand anders se woorde is. Hierdie is my God. En ons gaan vashou aan daai waarhede vanoggend, en ons gaan nie laat gaan nie. Net so, Here, vra ons, wys ons wie ons is. Wys ons hoe ons kan staande bly in die middel van die aanslag. Here, daai aanslag op identiteit, daai aanslag op ons verhouding met U, Here, ons weier dat die hemel stil raak. Ons gaan nie opgee nie. Ek wil vra, bring verligting, bring uitkoms, bring deurbraak. En dankie, Here, selfs met die min, soos 'n Gideon, weet ons, kan ons deur hierdie weermag gaan. Selfs met die min, weet ons, Heilige Gees, gaan ons aan U eer bring vir dit wat U gaan doen.
So vandag kom staan ons soos die Gideon weermag en ons blaas daai trompet. En ons verklaar, Here, U is steeds ons God. En ons is steeds U kinders. En dankie daarvoor. Ons het U so lief. Ons het U so lief. Dankie vir elke getuienis uit hierdie oggend. Dankie vir elke genesing en bevryding en verlossing. Ons eer U. En ons het U so lief. En almal sê saam. Amen. Amen. Kom ons eer die Here 'n laaste keer. Dankie.
Ons wil jou uitnooi vanoggend, as jy gebed nodig het, bly asseblief sit na die tyd, of gaan na Ansa toe wat daar agter is, en sy sê jy ook self bedien of na iemand toe verwys. Wees dankie dat jy vanoggend hier was, as jy wil aansluit by die gemeente of op die WhatsApp groep, om te weet wat aangaan, gee jou naam op vir Ansa, en ons gaan in die volgende paar weke, sodra Marlies terug is, al die name op die groep kry. Gebruik asseblief nagmaal na die tyd, as jy graag wil, die musiek gaan aanhou speel, kuier nog in die voorportaal as jy wil, ons gaan nie na die tyd in die saal wees nie, want 'n skoolvakansie, maar wees dankie dat jy vanoggend hier was, en ontvang die seën van die Here. So mag die Here jou seën, en jou beskerm. Mag hy vanoggend vir jou asem in jou longe gee. Mag jy die teenwoordigheid van God ervaar. Mag jy onthou wie jou God is en wie jy is. Mag jy vashou aan sy waarheid. Mag jy sien hoe hy glimlag oor jou en stil tevrede is oor jou. Mag hy jou bedien in die nag en in die dag. En mag hy vir jou vrede en vreugde gee. Amen. Dankie dat jy hier was, dankie dat jy ons seën, mag jy 'n wonderlike week hê. Volgende week is Michelle Skols hier, spesiale gasspreker, so nooi iemand saam, en mag jy 'n wonderlike week verder hê. Baie dankie. Surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you.